Ek wil u uitnooi om die woord van die Here saam oop te maak by Hebreërs die 9de hoofstuk. Wanneer ons die bediening van die doop sien en behartig, dan wys dit ons op die wonderlike verlossing wat daar in Christus Jesus is. Gewoonlik as mense vir my sê, dominee, ek wil my laat oordoop, weer doop, want ek wil my hertoewy aan God, dan sê ek vir hulle, julle dink aan die verkeerde sakrament. Daar is 'n sakrament vir hertoewyding aan God en julle kan dit doen so dikwels. Dit is die nagmaal. Die doop is 'n eenmalige gebeurtenis. Efesiërs 4 vers 5 sê een Here, een geloof, een doop. Want dit wys ons op die wonderlike verlossing van Christus wat een keer vir ons ingegaan het en wat die werk een keer in ons lewe doen, die van wedergeboorte. Ons lees Hebreërs hoofstuk 9. Ons lees vanaf vers 15. En daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is solank as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie. Want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalwers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hyssop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel. En gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offer gereinig moes word. Maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Ons lees net tot daar uit die lieflike woord van die Here. Kom ons verenig in die gebed en die mans wat kan saam met my staan, dan nader ons tot God se genadetroon. Hemelse Vader, so wanneer ons by mekaar is, miskien die statiese liturgie of miskien in ons volkediens, as ons aan U eer wil bewys in hierdie erediens, dan staan ons as mans as 'n sigbare teken, Here, dat in die skaduwee van die man sit die gesinne, soos U die hoof is van die gemeente en so ook die mans aangestel het as die hoof van hulle huisgesinne. Verteenwoordigers staan ons nou voor U, Here, die almagtige God. En kom ons as gesinne en families na U toe, veral by hierdie spesiale geleentheid waar ons 'n klein kind ten doop gebring het. En Hemelse Vader, as ons maar dink aan die aanslag wat daar vandag is op die gesinne en op die families. Here, waar rolle omgedraai word en waar daar 'n aanslag is om die gesinne uitmekaar uit te jaag en te skeur. Here, as ons dink aan die geweldige stryd daar buite wat huwelike beleef en gesinne, dan kan ons nie anders as om maar net in hierdie oomblikke na U toe te kom en vir U te vra dat U U wonderlike hand oor ons as gemeente sal hou, oor elke gesin, oor elke familie, oor elke individu. Here, ons kan nie anders as om in U genade nader te kom en U hand oor ons te pleit nie. So kom ons as gemeente en vra, Here, dat U wat almagtig is, wat kan doen ver bo wat ons kan bid of dink, dat U ons staande sal hou in hierdie krom en verdraaide geslag, en dat U ons ligte sal laat skyn, en dat ons sout en lig vir die wêreld sal wees. Ek bid, Here, dat U hierdie gemeente waar die behoefte mag wees, dat U hulle sal besoek. Hier is dalk iemand vandag wat met
groot smart in hulle liggaam beweeg. En Here, ons hulp is van die Here. En mag ek bid dat daar die wonderlike beloftes van U woord wat sê dat daar vir ons verlossing kom, maar ook genesing kom deur die bloed van die lam, dat dit hulle deel mag wees. Ons bid vir iemand hier wat bekommernisse het, wat laste het, wat op hulle afdruk, wat hulle neerdruk. Miskien is hier iemand wat deur geweldige finansiële krisis gaan, of in hulle huis stryd het, by die werk en by die besigheid. Here, U is nie net 'n God vir Sondag nie, maar U is ons God wat dwars deur die week met ons gaan. En ek wil bid, Here, soos toe Daniël voor die koning gestaan het en hy gesê het, U kan knope losmaak, bid ek dat U ook knope sal losmaak in hulle lewens en dat daar uitkomste gebied sal word, ook om aan U die lof en die aanbidding te gee. So bring ons die gemeente met elke een se behoefte, maak nie saak wat dit mag wees nie. Miskien is hier iemand wat eensaam is en alleen voel, miskien is hier iemand wat moedeloos is in hulle geestelike lewe. Ons kom lê hulle aan U voete neer en vra dat U U deurboorde hand op hulle sal plaas en hulle sal optel en bemoedig ook vandag met die woord. Ek vra, Here, dat U dan so met Dr. Andrei sal wees terwyl hulle een van die dae weer sal terugkeer, dat U hom en mevrou Annetjie nog genoeg rus sal gee, dat hulle met ywer en 'n nuwe salwing sal terugkeer. Ons bid vir die broeders in die CVV en elke een wat op een of ander manier betrokke is in die gemeente, dat U vir hulle sal dra en ondersteun. Ons lê hulle almal dan so aan die voete neer en word U verheerlik in Jesus naam terwyl ons dit bid met danksegging. Amen. Dit is hierdie 22ste vers wat ons gelees het, wat sê, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Ek wil met U praat oor die probleme met 'n bloedlose evangelie. Wanneer ons God se woord bestudeer, dan so vroeg as die boek Genesis, ontmoet ons hierdie woord bloed. Ons sien in Genesis hoofstuk 4 iets baie interessant. En dit is dat bloed 'n stem het, wat tot God roep. Ja, die bloed van die regverdige Abel het van die aarde af tot die hemele geroep. En God het ore gehad om te hoor wanneer die bloed tot hom geroep het. Maar nie net in die eerste boek lees ons van bloed nie, ons lees in die laaste boek van die Bybel ook van bloed. Baie verse wat handel oor die bloed van die lam. Ons lees byvoorbeeld in Openbaring hoofstuk 12 dat die duiwel oorwin word deur die woord van hulle getuienis, maar ook deur die koning van die konings wat kom in heerlikheid nie. Daar die heel eerste ontmoeting met Jesus Christus is in sy bloed. Dit leer ja in die eerste boek van die Bybel, in die laaste boek van die Bybel, die voorste Openbaring 5 vers 6 insien, dan sien ons, toe die lam opgestaan het, die leeu die stam van Juda, bloed van die lam, maar die vraag is, waarom hierdie fascinering met die bloed? Jy sien, ek het al die bloed van die lam. Jy sien, my broeders en susters, ons lewe ongelukkig in tye waar mense 'n goeie boodskap wil hoor, maar nie noodwendig waarom die goeie boodskap nodig is nie. Hulle wil die goeie boodskap van Jesus Christus hoor, maar nie van die sondeprobleem wat die goeie nuus noodsaaklik maak nie. Ons leef in 'n tyd waar mense 'n evangelie soek, ja, maar 'n bloedlose evangelie. Inderwaarheid 'n kruislose Jesus, wie se hande en sy voete en sy sy nie deurboor is nie. 'n kruislose Jesus is waarna die postmoderne mens soek. Hulle soek 'n soort evangelie wat so plat of rondgeskuur is in die rivier van positiewe denke. Of soos die gladde klippies daar in Suiderstrand as u daar by Agallas rond sou beweeg.
Sulke ou ronde klippietjies, hulle wil nie aanstoot gee nie, dit moet niemand seermaak nie, dit moet net positief wees, dit moet net inspirerend wees, en wanneer jy die Kwansyse evangelie hoor, dan moet jy net opgebou wees, en jou selfbeeld moet nou sterker en groter as ooit van tevore wees. Dis die dag waarin ons lewe, waar hulle beter wil voel oor hulle self, meer gemotiveerd, meer positief opgewek, en hulle moet eintlik net die son wees waarom alles draai. En as jy preek dat mense verlore is onder die oordeel van God en dat die kruisoffer van Jesus noodsaaklik is, dan wil hulle eerder aanstoot neem daarin. En daarom word dit skaars in die dag waarin ons lewe, want anderster loop die kerke leeg en daar wil nie op tone getrap word nie aanstoot gegee word nie, sodat die 10de koffers kan vol bly. Maar uiteindelik is dit 'n soort evangelie wat eintlik glad nie 'n evangelie is nie. Paulus sê in Galasiërs 1 vers 8, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Nie laat hom 'n baie oulike, gevraie, positief geïnspireerde prediker of pastoor wees nie. Nee, laat hom 'n vervloeking wees. Tog hang duisende, miljoene mense aan predikers se lippe, waar die kruis maar net 'n voetnota in hulle argument is om hulle kritiek uiteindelik in die kiem te smoor. Tog hang duisende miljoene mense aan TV-predikers se lippe, waar die kruis nooit 'n draai in hulle evangelie maak nie. Nee, sonde is net 'n swakheid, waar jy jou ware potensiaal moet ontdek. Dat jy eintlik die kampioen is. Jy is eintlik die wenner. En die Christelike geloof word maar net in die lyn van allerhande filosofiese denke en wysbegeertes geplaas. Dis maar net nog 'n middel om mense 'n positiewe en heerlike lewe te gee, maar dit is soos die Engelsman nou sê, candy coated. Hierdie soort evangelie wat aangebied word sonder die bloed van die Here Jesus Christus, is net candy coated. Dis soos daardie chocolates wat jy eet en aan die binnekant is dit hol. Daar's niks binne nie. Dit is soos 'n groot chocolate gelyk, maar binnekant is daar niks. Maar hierdie gaan nog verder. Dis nie net dat daar niks is aan die binnekant nie, dis sommer vrot aan die binnekant. Dis die soort evangelie wat aangebied word, waar Christus maar net gelykgestel word met Boeddha, of met Mohammed, of een of 'n ander afgodsdiens, waar hy maar net 'n middel tot doel is om mense 'n beter lewe te gee. Terwyl die bloed van die Here Jesus nêrens 'n draai maak nie. Die probleme met 'n bloedlose evangelie, my vriende, is, daar is geen vrede sonder bloed nie. Kolossense 1 vers 20, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, die bloed van sy kruis. U sien, uiteindelik staan die mens in vyandskap met God van die geboorte af. Dit is in die hart van die mens om teen God te rebelleer. Maar daar is 'n oplossing wat God bewerk het deur sy seun. Dit is deur die bloedoffer van die kruis, dat die toorn van God tot bedaring kan kom oor die ongeregtigheid. Uiteindelik leer die Bybel vir ons, my liewe broeders en susters, dat God toornig kan wees, en dat hy kan opstaan in sy oordeel en in sy grimmigheid en oordeel en wraak uitoefen. Maar dikwels in die dag waarin ons lewe, as jy jou godsbeeld so voorhou, dan vind mense dit as vreemd, eintlik afstootlik, as jy die ware God van die Bybel in sy toorn en in sy grimmigheid aanbied, dan vind hulle dit as aanstootlik. Dit is soos in Romeine hoofstuk 1 waarin ons lees, waar mense vir hulle self 'n God bou. Hulle fabriseer hom in hulle gemoed, en dis net 'n God van maanskyn en van rose. Dis net alles goed en sagte wind in jou seile. Maar hulle vergeet dat hy 'n verterende vuur is, en dat dit vreeslik is om te val in die hande van 'n lewende God. Ons lees in
Efesiërs 5 vers 6, die toorn van God kom oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Jy sien, jy kan vrede najaag, maar die wêreld gaan dit ook doen, en wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval het skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Waarom? Omdat hulle nie die kruisoffer van die Here Jesus aanvaar nie, daarom bly die oordeel van God en die toorn van God op hulle. Jy sien, jy kan 'n plaas wil koop, maar as jy nie die geld het om dit te doen nie, dan is dit net dagdromery. Jy kan iets wil bekom, maar as jy nie die middel het om dit te ontvang nie, dan help dit nie. Jy kan vrede najaag, maar as jy nie die bloed van die Here Jesus ontvang het nie, dan sal daar geen vrede wees nie, inteendeel net voortdurende rebellie teen God. Die kruisvrug, my liewe vriende, is juis vrede met God. Dat ons in vrede kan lewe. Ja, die wêreld gaan vir jou hulle vrede voorhou. Ek sê dit baie keer, hulle bied hulle vrede aan hier mos op die billboards. Met 'n man met so lekker Colgate smile, met wit klere aan op 'n wit boot met blou water aan, en dan hou hy sy vriend nou so om die lyf vas, Jack Daniels. En dan staan hulle nou so, en dit lyk so wonderlik. Dis die vrede van die wêreld. Maar hulle wys jou nie die geroeste raam, die yster wat geroes is al aan die ander kant van daardie prentjie nie. Hulle wys jou nie die ander kant van die munt nie. Hulle wys jou nie daai selfe man wat nou saam met sy chommies Richelieu en Jack Daniels uitgehang het. Daai selfe man op pad huis toe hulle nou uiteindelik die boot in die hawe geanker het, toe daai selfe man met sy voertuig teen 'n paal vasgery, en toe vloek en skel hulle mekaar op pad soontoe. En toe hulle by die huis kom, toe's daar huismoeles. Dis die prentjie wat die wêreld jou nie vertel nie. Jare se moeilikheid oor die kar wat gestamp is omdat hy onder die invloed van sy vriende was. Dis die prentjie wat die wêreld jou nie vertel nie. Maar ware vrede in Christus Jesus, wanneer jy by die kruis van Golgotha uitkom, dis 'n vrede wat onbeskryflik is. Wanneer die las van die oordeel van jou afgewend is, en dit is juis dit, daar is geen beskerming teen die toorn van God nie. Die noodwendige uitvloeisel as jy nie vrede het nie. Romeine 5 vers 9, maar veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn, ja, toorn in elke faset daarvan. Of dit die toekomstige toorn is, soos 1 Tessalonisense 1 vers 10 ons leer, dat hy ons van die toekomstige toorn verlos, omdat ons nie bestem is vir die toorn nie, sê 1 Tessalonisense 5 vers 9, of enige vorm daarvan, die uiteindelike toorn in die vlamme van die hel. Ja, ons word daarvan verlos deur die kosbare bloed van die lam, vrygekoop, dat ons die dood en die oordeel nie meer hoef te vrees nie. Dat dit nie soos 'n swaard oor ons nek hoef te hang nie. Vrygekoop van die oordeel en van die toorn. Kan jy onthou wat in Egipte gebeur het? Toe die bloed aan die deurposte en aan die kusyne gestryk is. Toe die dood daar verbykom. En as die bloed aan die deurkusyne en aan die deurposte is, wat het die dood gedoen? Die dood het verby gegaan. En my liewe broeders en susters, as die bloed aan jou hart se deur is, as jy gewas is met die kosbare bloed van die lam, dan sal die tweede dood by jou verbygaan en jy sal ewig lewe. As die bloed aan jou hart se deur is, jy kan nie staat maak op ander maniere om vry te kom nie. Dit is alleen die bloed van die Here Jesus wat 'n mens kan beskerm. Jy kan nie staat maak op ander mense om vry te kom van die toorn van God nie. Jy kan nie daarop staat maak dat jy 'n goeie mens is om vry te kom van die oordeel en die toorn van God nie, want jou beste werke, sê Jesaja 64, is soos 'n besoedelde kleed. Dis soos 'n kleed wat daar in die modder getrap is, wat nou al reeds gebruik is om die enjin te overhaul. Hy's al klaar vol modder, hy's al klaar vol olie, en nou wil jy die skottelgoed daarmee gaan was.
Jou vrou gaan jou by die kombuis en hy lap uitjaag. Jou beste werke is soos 'n besoedelde kleed. Jy kan nie iets wat vuil is vat en aanbied om skoon te maak nie. Jou beste werke kan jou nie red nie. Nie die feit dat jy gekatkiseer het en nou belydenis van geloof afgelê het en dan durf jong mense nog sê, dis nou hulle dranklisensie, want nou mag hulle aan die nagmaalstafel sit. Nou mag hulle ook alkohol inneem vir diegene wat nou alkohol bedien by die nagmaalstafel. Dan sê hulle, nou sit hulle dranklisensie en dan later dan vra jy, waarom is jy geregverdig? Dan sê hulle, nee, want ek het belydenis van geloof afgelê. Of ander maak weer staat op die doopwater, of hulle nou as kind gedoop is, of as groot mense gedoop is. Luister my broeders en susters, munisipale water kan nie die oordeel van God uitblus nie. Dit is die bloed van die lam alleen wat die toorn van God kan afwend. Ja, sê die vrou, my God sal niemand hel toe stuur nie. Sy is heeltemal reg, haar God sal nie. Want haar God is 'n afgod. En as jy nie die bloed aan jou hart het nie, dan is dit die verdiende loon van die sonde en die ongeregtigheid. Maar as jy Christus in jou lewe aanvaar het, dan is dit die onverdiende guns om die ewige lewe te ontvang. Daar is geen vrymaking van sonde sonder die bloed nie. Openbaring 1 vers 5, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Daar's natuurlik baie ander tekste wat ons leer dat ons gereinig word deur die kosbare bloed van die lam. Skoon gewas, voortdurend gereinig. Die dominee wat my by die Here of na die Here toe gelei, dominee Albert Woest, hy het op 'n stadium 'n kinderdiens aangebied. En by die kinderdiens het hy gesê vir die ou kindertjies wat nou voor hom sit, daar is niks wat God nie kan sien nie. En daar's 'n ou dogtertjie wat haar hand opsteek en sê, dominee, maar daar is iets wat God nie kan sien nie. En hy het gedink, jong, sy moenie nou hierdie hele kinderdiens ontspoor nie. En hy probeer oordra dat God se oë deurloop die hele aarde en sien alles. En sy sê, dominee, maar daar is iets wat God nie kan sien nie. En hy sê, maar wat is dit wat God nie kan sien nie? Toe sê sy, enige sonde wat onder die bloed toegemaak is. Ja, my liewe broeders en susters, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Dit wat bedek is, deur die kosbare bloed, wat gewas is, daaraan word nooit weer gedink nie, want daar is vrymaking in die bloed van die lam. Maar daar waar die bloed nie is nie, daar sal die mans hulle vrouens bly slaan, daar sal eggenote mekaar bly verneek, daar sal kinders aan hulle ouers voortdurend ongehoorsaam is, daar sal die kindertong lostrek so sweepslaap mense se rug, daar sal verkeerde gesindhede voort bly woeker, daar sal vleeslike drange nie beteel word nie, daar sal rondkyker oë voortdurend loer, daar sal onvergewensgesindheid altyd prioriteit geniet. Daar sal hoogmoed voortdurend wees en beterweterigheid altyd geniet word. Daar waar die bloed van die lam nie is nie. Maar sy bloed kan verlos. Want sy bloed verlos van Satans mag. Sy bloed maak slawe vry. Die grootste sondaar koop hy vry. Sy bloed verlos ook my. Enige iemand wat 'n slaaf van sonde is, kan vrygemaak word deur die kosbare bloed van die lam. Daar is geen posisie in Christus sonder die bloed nie. Efesiërs 2 vers 13, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby
gekom deur die bloed van Christus. Dit praat van die heidene wat ook naby gebring is. Ons wat vroeër geen volk was, net nou eiendom van God geword, 'n heilige priesterdom, 'n volk as eiendom verkry. Ons is nou nader gebring om 'n posisie in Christus Jesus te ontvang, en dis alleen deur die middelaar se bloed, die bloed van Jesus Christus. Dis nie bemiddel deur 'n paus nie, dis nie bemiddel deur 'n synode of deur 'n kerkraad nie, dis middel alleen deur die kosbare bloed van die lam, dat soos Markus 3 vers 35 sê, ons selfs ook nou broeders van Christus kan wees, gename, ingebring in die familiekring van God. Die oordeel is afgewend, die vrede van God is ons deel, en so ontvang ons 'n nuwe posisie in Christus. Ons wat eers onder die oordeel en toorn van God gestaan het, ons is nou vrygekooptes in die hemele opgeneem om saam met Christus op sy troon te sit in die ewige heerlikheid, 'n nuwe posisie wat ons het, wat alleen deur die bloed van die lam is. Ja, nou is ons meer as oorwinnaars. Nou is ons opgetel, omdat Christus ons gewas het met sy kosbare bloed. Nou kan ons deur die opstanding ook in 'n nuwe lewe saam met hom wandel, alles moontlik gemaak deur die offer wat hy betaal het aan Golgotha se heuwel. Geen gekoopte voorregte as daar nie bloed is nie. Dink byvoorbeeld aan die beskerming waarvan ons lees van die herders in Handelinge 20 vers 28. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Ons is gekoop, ja, op die slawemark. Maar nou bring God ons op daardie plek waar ons vrede het, waar ons nou in 'n familiekring ingebring word, en waarin ons gekoopte voorregte het, gekoop met die bloed van die lam. Soos die verlore seun wat tuis gekom het, 'n ring aan sy vinger, skoene aan sy voete, en 'n kleed vir sy liggaam. Gekoopte voorregte, wat alleen moontlik is deur die bloed van die lam, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Net die feit dat ons hier is vandag, is gekoop op Golgotha. Net die feit dat ons 'n kerkraad mag hê, 'n predikant wat die woord bedien, herders wat toesig hou oor die kudde van Christus, net die feit dat daar sorg en strukture onder ons en om ons heen is deur die bloed van die lam vir ons moontlik gemaak. Anderster was ons net 'n klip wat bymekaar gekom het wat ons self klug. Daar is geen gemeenskap met die Heilige Gees, geen gemeenskap met God, geen geestelike gawes, geen erfdeel, geen tug, wat 'n wonderlike handeling van God is teenoor die wat hy liefhet, geen blyskap, geen vreugde, geen sin in die lewe nie. Ek het dit al dikwels gesê, hierdie lewe maak glad nie sin nie. As jy 20 jaar op skool is, 20 jaar werk en 'n bietjie langer, en dan begin jy al regmaak vir pensioen, 20 jaar miskien afgetree as jy gelukkig is, jy werk jou moeg, net om dood te gaan, om in die graf te lê, dit maak nie sin nie. Dit maak alleen sin in die lig van die ewige heerlikheid. Dis al wanneer hierdie lewe sin maak. Dit is hoekom die wêreld so op soek is na sin en betekenis. En dan gaan soek hulle sin en betekenis in allerhande dinge wat leeg is, wat geen waarde inhoud het nie. Terwyl my broeders en susters, daar alleen sin en lewe is in Christus Jesus.
Dis dan wanneer hierdie lewe begin sin maak. Mense sê ons, veral jong mense, dan sê hulle, ja, maar ek moet myself nou eers bietjie vind, ek moet myself nou ontdek. Jy moet jou Skepper ontdek. Dan sal jy vind waarom jy hier is. Daar is geen versoening met God nie. Ons het al daar na verwys. Romeine 3 vers 25. God het hom voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Hier praat ons nie nou net van vrede met God, 'n nuwe posisie in Christus nie. Hier praat ons nie net van die feit dat ons sonde vergewe word nie. Hier praat ons nou van versoening. Hier praat ons van hand in hand geplaas. Hier praat ons van 'n groeiende verhouding wat nou voortgaan. Jy weet, as iemand iets teen ons verkeerd gedoen het, wat doen ons gewoonlik? Dan sê ons, ja, ons vergewe hulle, maar ons wil niks meer met hulle te doen. God is nie soos ons nie. God vergewe ons, God skenk ons die vrede, maar dan is daar 'n pad van versoening wat hy bereid is om met ons te loop. Dan neem hy ons in 'n wandel saam met hom. Is dit nie wonderlik dat God nie soos ons is nie? Dan is hy bereid om saam met ons te wandel en uiteindelik in 'n saligheid met God te bring in hierdie pad van heiligmaking, in die pad van versoening wat daar is in Christus Jesus. Maar solank as wat daar net sedeprediking van die kansel afkom en net mooi morele waardes gedeel word, solank sal dit 'n kragtelose boodskap wees. As die bloedevangelie nie verkondig word nie, sal daar geen dinamika, geen dryfkrag, geen rigting wees nie. Dit sal net mooi sedeprediking wees en daardie mense wat goed, mooi gepoleer is, sal nog steeds op pad hel toe wees. 'n kerk waar die kruis van Jesus nie sentraal is nie, is eintlik 'n genadeloose, wrede genootskap. Om mense godsdienstig te hou, maar tog verlore. Dit is wreed in die ergste graad moontlik denkbaar. Want die persone bly in rebellie teenoor God, nooit gewas met die bloed nie, maar tog onder die indruk dat hulle goed geestelik is. Dan is daar uiteindelik geen ewige lewe sonder die bloed nie. Johannes 6 vers 54. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Ek sal hom opwek in die laaste dag. Hierdie vereenselwiging met die kruisoffer is waarna dit hier verwys word. Mense wat uiteindelik hulle self assosieer met Christus, met 'n lydende Christus, wat opgestaan het uit die dood. Daar is vir die ewige lewe en hulle sal opgewek word in die laaste dag. My liewe broeders en susters, die ewige lewe is 'n gratis geskenk wat die mens kan kry, nie op grond van jou verdienste nie, maar op grond van die verdienste van Jesus Christus, wat hy aan die kruis bewerk het, maar daar is geen lewe nie, daar is geen oorvloed van lewe nie, as die bloed, as die kruis van Jesus Christus nie omarm word, en jy soos 'n sondaar voor sy kruis neerval, en hom aanbid, wat die offer gebring het aan die kruis, sy bloed wat gestort is, daarin is lewe. Was jy al ooit by Jesus vir die reiniging wat daar is deur die bloed van die lam? Dis die vraag wat elke mens moet antwoord, want dis net hierdie kosbare bloed wat ons die ewige lewe kan ontvang. My liewe broeders en susters, dis 'n saak van lewe en dood. Dit is 'n saak tussen ewige dood en ewige lewe. Dis nie so ingewikkeld nie. Dis so eenvoudig dat die kindertjies onder ons dit kan verstaan. Dat ek myself nie hemel toe kan neem nie. Maar dat Christus deur sy kruisoffer en sy opstanding uit die dood dit vir ons moontlik gemaak het. En wie in hom glo,
sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Ewige lewe in Christus Jesus. My liewe broeders en susters, ons kom by hierdie punt, waar ons moet besin oor die evangelie. En die evangelie aan u voorgehou vanoggend, sonder die bloed, is geen evangelie nie. Inteendeel, 'n evangelie sonder die bloed, die een wat so iets aanbied, moet 'n vervloeking wees. Want hy hou mense godsdienstig, maar tog verlore. Want uiteindelik, my liewe broeders en susters, is daar geen vrede nie, as daar nie bloed is nie. Die oordeel van God bly op die mense kinders, sonder die bloed. Die versoening wat daar is, die posisie wat daar is, alles moontlik deur die kosbare bloed van die lam. Is die bloed van Jesus vir jou nog dierbaar, nog kosbaar? Is jy miskien al so gekondisioneer, dat dit maar net nog iets is wat soos water van 'n een se rug afrol? Of het jy nog waarde aan die lyde van Christus? Want na mate jy lyde met die lyde van Christus het, gemeenskap met die lyde van Christus het, na mate kan jy opgewek word in 'n nuwe lewenswandel. My broeder en suster, is die bloed vir jou nog kosbaar? Is dit nog die kosbaar bloed? Miskien is hier iemand wat in hulle lewe ook moet erken vandag, maar hulle het geen vrede nie. Hulle het nie die ewige lewe nie, want hulle het nog nooit by die kruis van Jesus kom kniel nie. Dan is dit soos die kosbare liedjie sê, kom kniel by die kruis, want Jesus ontmoet jou daar. Mag die Here die ewige lewe skenk vir iemand wat hier sit en sê, Here, red ook my siel. Nie wat ek gedoen het nie, nie wat ek na die tafel toe bring nie, maar deur u genade alleen, deur die kruisoffer van Jesus Christus, red my siel. Dan is daar vir jou redding vandag. As jy wegkyk van al jou pogings, en verfoei jy trots en selfbelang, maar wanneer jy kyk na Christus Jesus, van daar is redding by hom. Amen. Hemelse Vader, die besprinkeling met die water, dui die onreinheid van ons siele aan, dat ons, soos 1 Petrus 1 vers 2 ons leer, ook besprinkel kan word met die bloed van Jesus Christus. O Here, ek bid vir iemand wat innerlik nog nooit gedoop is deur die bloed van die lam nie. Nog nooit gewas is en skoon gewas is om skoon voor u te staan nie. Ek bid vir so iemand wat vandag in geloof opkyk na u en sê, Here, red ook my siel. Ek bid vir een van die kinders wat hier is, een van die kinders wat in dankbaarheid ook opkyk na u, vir al die gekoopte voorregte, vir al die blye voorregte wat ons in Christus Jesus het, vir die nuwe posisie wat ons in Christus het, wat in dankbaarheid lewe teenoor u, dat hierdie dankbaarheid nie uit ons harte verloor sal word nie, maar dat ons sal voortgaan om in dit te lewe en eer op die naam van Christus te bring. Ek bid dit in Jesus naam met danksegging. Amen.